Ons gaan spesifiek kyk na die tweede van hierdie 7 gruwels vir die Here. Ons gaan lees vanaf Spreuke 6 vers 16 tot 19, net vir die konteks. En dit lees dan so: hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel: trotse oë, 'n leenagtige tong, en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi, en tussen broers tweedrag saai. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons sluit weer die oë. Here, ons dankie vir die woord en dat dit die waarheid is, dat dit u woord is, deur u uitgeasem, deur die Gees, en dat u dit genadiglik vir sondaars soos ons gee. Maar Here, gun dit ons ook in hierdie oggend om ag te gee op die woord, sodat dit ons harte sal kan verander. Mag die woord so saad wees wat op goeie grond val, sodat dit sal opspruit en goeie vrugte dra, Here, in elkeen van ons lewens. Want Here, u woord alleen is waarheid, en u woord alleen is kragtig om dit in ons lewens te bewerkstellig. En mag dit ook die geval wees in hierdie oggend, Here. Wees ons genadig. In Jesus se naam vir ons dit. Amen. Ons het laasweek gekyk na die eerste van hierdie 7 dinge wat die Here haat, naamlik oë van trots. En ons sien in die Bybel dat oë van trots sy oorsprong kry vanaf die val van die mens. Die slang sê vir Eva, as sy van die vrugte eet, van die boom van die kennis van goed en kwaad, dan sal haar oë oopgaan en hulle sal soos die Here wees. En sy sien toe dat die vrugte goed was en dat dit 'n lus was, sê die skrif, vir haar oë. En soos die duiwel in Genesis 3 vers 5 vir hulle sê, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Met ander woorde, dit sou vir hulle kennis gee, sodat hulle die kennis van God kon besit. Maar soos die woord ons leer, ons moet die eenvoudigheid lief hê, nie die begeerte om alles te weet wat God weet, sodat ons soos hy kan wees nie. Of soos Dawid dit gestel het in Psalm 131 vers 1, o Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie, ook wandel ek nie in die dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Of Paulus wat sê in 2 Korintiërs 1 vers 12, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het. Die probleem is nie eenvoud nie, die probleem kom in as ons so slim, soos die Here wil probeer wees, of selfs slimmer as die Here wil wees. Wanneer is ons so slim soos God? Wanneer ons eerder ons eie gebooie volg, as die gebooie van die Here, want ons weet ons beter. Wanneer sy eenvoudige woord herinterpretasie nodig het, want ons weet wat die regte interpretasie is, terwyl God se woord in eenvoud aan ons gegee word. Wanneer ons sê, dit is nie regtig wat God bedoel nie, hier is wat God eintlik bedoel om te sê. Of althans wanneer ons dieselfde woorde as Satan gebruik, deur om te sê, maar het God werklik gesê? Hier is eintlik wat dit beteken. Want die boom se naam is mos die boom van die kennis van goed en kwaad. So al wat gaan gebeur wanneer jy daarvan eet, is dat jy mos kennis gaan kry. Ons is trots van oë wanneer ons die Here se eenvoudige gebooie herinterpreteer deur wêreldse wysheid, sodat dit ons kan pas. Maar so verhewe ons ook onsself bo die Here, deur om ons woord en ons interpretasie bo sy eenvoudige woord te stel. Maar soos ons ook oplet dat meeste van die dinge wat die Here haat, soos dit gelys word in ons teksgedeelte, ook ooreenstem met die 10 gebooie. Want as jy trotse oë het, verhef jy jouself bo die Here. Want jy het niks om in trots te wees nie.
En in jou hoogmoed herinterpreteer jy sy woord en sê dat die Here een ding sê, terwyl hy eintlik die teenoorgestelde sê in eenvoud. Jy veraf God jouself, deur om jou eie woorde bo die eenvoudige woord van die Here te stel. En so verontagsaam jy die naam van die Here en buig nie neer voor die Here en sy eenvoudige woord nie, maar jy buig neer voor jouself. En oë van trots verbreek dan die eerste van die 10 gebooie, naamlik dat ons geen ander God bo die Here mag hê nie. Want oë van trots maak dat ons onsself eer in die plek waar die Here geëer behoort te word. Ons bring hulde aan onsself waar God alleen die hulde moet kry. En wanneer ons kyk na ons teks vandag, waar ons teks sê die Here haat 'n leenagtige tong, en ook vers 19 wat sê die Here haat een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai, dan stem dit weer ooreen met die 9de gebod. In Eksodus 20 vers 16 waar staan, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Verder sien ons in vers 17 van ons teks, die Here haat hande wat onskuldige bloed vergiet. Ooreenkomstig met die 6de gebod in Eksodus 20 vers 13 waar staan, jy mag nie doodslaan nie. Die volgende afdeling van Spreuke 6 begin weer in vers 20 en 21 deur om te sê, bewaar my seun die gebod van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Met ander woorde, eer jou vader en jou moeder. Gee ag op hulle woord. Die 5de gebod. En die res van daardie gedeelte of van hierdie hoofstuk handel dan weer oor egbreek, met ander woorde die 7de gebod van die 10 gebooie. Die punt is, die dinge wat Salomo hier lys, van die dinge wat die Here haat, is nie nuwe dinge nie. Dit is nie dinge wat die Here vergeet het om ons te leer, en nou voeg Salomo dit maar later by nie. Die Here kan nie verander nie, wat beteken, dat dit wat vir hom moreel goed is, en dit wat vir hom moreel sleg is, kan nie verander nie. Dit bly dieselfde. Die 10 gebooie het baie name. Onder andere die dekaloog, die wet, die 10 woorde, die 2 tafels van die wet word dit genoem, die tafels van die verbond word dit ook genoem, maar ook word dit genoem die morele wet van God. En daardie morele standaard kan nie verander nie. Dit is onmoontlik. Want as God se morele standaard kan verander, dan beteken dit ook dat God kan verander. En soos ek altyd sê, as God kan verander, dan beteken dit hy is nie perfek nie. Want as hy perfek is, hoekom het hy verandering nodig? Maar as hy kan verander, dan beteken dit hy is nie perfek nie. En as hy nie perfek is nie, wel dan is hy nie God nie. Maar hy is God. En hy kan nie verander nie, omdat hy perfek is. Salomo kan sê dat die Here hierdie dinge haat. Hy kan dit sê, insluitend 'n leenagtige tong. Want God se moraliteit kan nie verander nie, en dit word vasgevang in die 10 gebooie, of althans die morele wet van God. Dit kan nie verander nie. En daarom kan Salomo sê, die Here haat dit. En as dit 'n gruwel was in die tyd van Moses, toe die 10 gebooie geskryf was, of gegee was, dan is dit 'n gruwel in die tyd van Salomo nog, en 'n leenagtige tong sal 'n gruwel bly, vir aller ewigheid. Die Here sal 'n leenagtige tong haat, vir aller ewigheid. Want die Here kan nie verander nie. Dit sal nooit nie 'n gruwel wees nie. Dit sal altyd 'n gruwel wees. Die Here sal dit altyd haat. Want hy kan nie verander nie. Die 10 gebooie is die morele wet van God en dit kan nie verander nie, want God kan nie verander nie. En daarom stem so baie van die dinge wat die Here haat, hier in ons teks, hier in Spreuke, ook ooreen met die 10 gebooie. En die Here sal in ewigheid aanhou om hierdie dinge te haat, want die morele wet van God spruit uit
voort vanuit sy wese. Die morele wet spruit voort vanuit sy wese, en sy wese kan nie verander nie. En dit is hierdie onveranderlikheid van die Here, of soos die Engelsman dit noem, immutability. Dit is hierdie onveranderlikheid van die Here, wat mense baie keer sukkel om te begryp. Want die Here verander nie saam met die modes, of saam met die kultuur van die dag nie. Tussen ons en die Here, is die enigste een van die twee wat kan verander, die mens. Die Here kan nie verander nie. Tussen ons en die Here is die enigste een wat kan verander, ons, die mens. Maar God bly dieselfde gister en vandag en môre. Maar daar kom 'n punt waar die mens so baie verander het en weggedryf het van God se standaard, saam met die tye, dat ons selfs verbaas is as ons bloot God se standaard aanhaal, wat nooit eens verander het nie. Ons raak verbaas as ons God se standaard aanhaal. Nie omdat dit anders is nie, maar omdat ons so ver van dit al weggedryf het, dat dit al volksvreemd geraak het. Om 'n voorbeeld te gee, 'n mens lees in die Ou Testament van die konings van Israel en die konings van Juda afsonderlik. Die konings van Israel was altyd sleg. Daar was nooit 'n goeie koning op die troon van Israel, nadat die koninkryk in twee verdeel het na die heerskappy van Salomo nie. Net weer om julle in te lig, na koning Salomo het die koninkryk in twee verdeel. Die twee dele was Israel in die noorde en Juda in die suide. Maar nadat die koninkryk verdeel het, na koning Salomo, was daar nooit weer 'n goeie koning in Israel in die noordelike koninkryk, waarvan die hoofstad Samaria was nie. Daar was wel goeie konings wat na vore gekom het onder die konings van Juda in die suide, waar die stam van Juda gebly het. Konings soos koning Asa was 'n goeie koning. Koning Josafat, koning Joas, koning Amasia, koning Josia en koning Jotam, om net 'n paar te noem, was almal goeie konings van die koninkryk van Juda in die suide. En ons lees van koning Asa, wat selfs sy eie ma weggejaag het, as gevolg van haar afgoderry. En ons lees ook in 1 Konings 15 vers 11, daar staan, en Asa het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid. Maar dan lees ons in vers 14, die hoogtes is wel nie afgeskaf nie. Van koning Josafat lees ons weer in 1 Konings 22 vers 43 en 44, en daar staan van hom, en hy het geheel en al die weg van sy vader Asa gewandel, daarvan het hy nie afgewyk nie, deur te doen wat reg was in die oë van die Here. Net, die hoogtes is nie afgeskaf nie, die volk het nog op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. Ons lees van koning Joas in 2 Konings 12 vers 2 en 3, waar staan, en Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Al sy dae waarin die priester Jojada hom onderrig het, net die hoogtes is nie afgeskaf nie. Die volk het nog geoffer op die hoogtes en daar rook laat opgaan. Van koning Amasia word daar gesê in 2 Konings 14 vers 3, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Want dan sê vers 4 vir ons, net die hoogtes is nie afgeskaf nie. Die volk het nog op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En dieselfde word gesê van koning Josia en ook van koning Jotam. En die mens wil later van jou kop afgaan, want hulle was sulke goeie konings gewees. En hulle die Here gevolg. En hoekom het hulle nie maar net die hoogtes ook verwoes, waar die mense hulle afgoderry beoefen het? Hulle moes nog net al laaste dingetjie gedoen het. Hoekom het hulle nou nie maar net die hoogtes ook afgeskaf nie, en verwoes nie, waar hulle afgoderry beoefen? Jy sal van jou kop afgaan as jy deur die konings lees, want dis die hele tyd, hy was 'n goeie koning, maar hy het net die hoogtes nie afgeskaf nie.
Maar dan is 'n mens ook gedwing om jouself die vraag te vra. Indien jy president sou raak, sal jy al die moskeeë in Suid-Afrika laat afbreek? Sal jy al die sinagoges verwoes? Sal jy elke gebou verwyder waar Jesus Christus nie aanbid word nie? Sal jy dit doen? En sal jy die aanbidding van enige ander God behalwe Jesus Christus verban? En mens kyk na die konings van die Ou Testament en hulle is so naby om die regte ding te doen, dat ons byna nie kan begryp dat hulle nie maar net daardie laaste stap neem en die hoogtes ook afbreek nie. Ons verstaan dit nie. Maar as dieselfde ding van ons vereis sou word, dan voel 'n mens vreemd. Mens voel vreemd oor daai vraag. Want ons het al so ver weggedryf van God se standaard. Nee, ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie aan mense se moskeeë afbreek nie. Mens voel vreemd as mense dit sal moet doen. Hoekom? Want ons het al so ver van die standaard gedryf. Maar ons kan nie begryp as hulle dit nie gedoen het nie. En hierdie vraag is nie altyd 'n maklike vraag om te antwoord nie. Nie omdat die dinge wat vir God welbehaaglik is en die dinge wat vir hom 'n gruwel is, onbekend is nie. Dis nie hoekom dit moeilik is nie. Maar omdat ons al so gewoond is aan godsdienstvryheid. Ons is al so gewoond aan godsdienstvryheid. Dit voel vreemd, want ons is al so ver van God se standaard. Soveel so dat godsdienstvryheid al gesien word as 'n goeie eienskap. Godsdienstvryheid en verdraagsaamheid word al gesien as 'n deug. En wie hou nie van die woord vryheid in godsdienstvryheid nie? Almal hou tog van vryheid. Dis 'n mooi woord. Maar godsdienstvryheid is niks anders as om afgoderry te verdra nie. Nog 'n voorbeeld, die woord is nie onduidelik daaroor dat moordenaars die doodstraf moet kry nie. Die woord is nie onduidelik daaroor nie. Maar sal ons bereid wees om al die dokters bymekaar te maak en al die vrouens bymekaar te maak wat aborsies gedoen het of gekry het? Hulle is moordenaars, sodat hulle die doodstraf kan kry. Sal ons bereid wees om dit te doen? En ewe skielik raak ons huiwerig as ons daardie vraag vra. Ongemaklik. My punt is dit, God se standaard verander nie. Ons is die enes wat verander. En ons as 'n sondige mensdom is geneig om in die verkeerde rigting te verander. Saam met wat ook al die konsensus sê, en so maak ons ook al hoe minder van God se gebooie. En so maak ons ook al hoe meer lig van sy wet. Soveel so dat wanneer die woord sê, die Here haat 'n leenagtige tong, ons nie die volle maat van daardie haat begryp nie. Want om te jok word so alledaags geaanvaar. Ons word elke dag met leuns geomring en ons word elke dag met leuns gebombardeer. Soveel so dat dit 'n nuwe norm geraak het. Maar die woord sê God haat dit. En so begryp ons ook nie meer hoe ernstig 'n leenagtige tong is in die oë van die Here nie, want ons samelewing en die tye waarin ons onsself bevind, het 'n leenagtige tong aanvaarbaar gemaak. Ons hoef net na advertensies te kyk om dit te sien. Hierdie handelaar verkoop hierdie kar en as jy hierdie kar koop, wel, jy sal nooit weer 'n ander kar soek nie. Regtig? Nooit weer 'n ander kar soek nie. Hierdie pil sal al jou velprobleme oplos. Regtig? Al my velprobleme? Hierdie pil sal jou gewig laat verloor. Ek twyfel. Sekere winkels sê hulle is jou one-stop shop. Regtig? Sal ek nooit weer na 'n ander winkel hoef te gaan nie?
Nooit weer nie. Medikasie word voorgeskryf en daar word gesê, dit word deur alle dokters vertrou. Regtig, alle dokters? Skole adverteer en sê, jou kind gaan gelukkig wees, hy gaan die beste onderrig hier by ons kry. Regtig? Is jy seker daarvan? En leuns word ook in kerke versprei. Byvoorbeeld, dominee sê, God wil nie hê dat enigiemand ooit moet siek wees nie. Maar dit is 'n leuen. Want hoeveel mense in die Bybel het die Here nie self siek gemaak nie? Het hy teen sy eie wil opgetree toe hy daai mense siek gemaak het? Koning Hosea word met melaatsheid getref deur die Here, sien ons. Ook Miriam, Moses se suster, word met melaatsheid getref. Deur wie? Deur die Here. God stuur 'n bose gees na Saul toe. Dis God wat die bose gees na Saul toe gestuur het. Leer die skrif ons. Hoekom? Want God is almagtig, hy kan dit doen. En hy is die enigste een wat dit kan doen. Job word nie net siek nie, sy hele familie word doodgemaak. Van koning Joram lees ons in 2 Kronieke 21 vers 18 waar staan, en na dit alles het die Here hom in sy ingewande aangetas met 'n siekte waar geen genesing voor was nie. Wie? Die Here het hom aangetas, sê die skrif. En ons sien hoe die hele Egipte met plaag getref word. Deur wie? Deur die Here. Die hele Egipte. En daar is letterlik nog 1000 sulke voorbeelde, maar dominee sê, die Here wil nie hê enigiemand moet siek wees nie. Dis 'n blaatante leuen. Want wanneer het kieme meer almag as God gekry? Ons is so geïndoktrineer en ons is so gebombardeer met leuns, dat leuns al algemeen aanvaar word. Ons mat dit maar net af. Stink eers 2 keer alweer. En word algemeen aanvaar in ons samelewing. Maar so begryp ons ook nie meer wat se gruwel dit vir die Here is nie. Omdat ons so gewoond geraak het daaraan, dat ons dit amper as die norm aanvaar. Maar die realiteit is, soos ons skrif sê, die Here haat. Hy haat 'n leenagtige tong. Soveel so, dat as 'n valse profeet 'n valse profesie gebring het, dan was daai valse profeet doodgemaak. Hoekom? Want die Here haat 'n leenagtige tong. Hierdie lys wat Salomo vir ons gee, van die dinge wat die Here haat, is kardinaal om te begryp. Want dit leer ons wie die Here is, en dit stem ooreen met die 10 gebooie, of altens die morele wet van God. En vind hulle oorsprong in sy wese. Dis wie hy is. Maar ons sal dit net besef en begryp, indien ons besef hoe ver ons van God se standaard afgedryf het. Want ons het al so ver afgewyk, soos ek nou deur al hierdie voorbeelde probeer wys het. Ons het al so ver afgewyk, dat die dinge wat vir die Here 'n gruwel is vir ons, alledaags aanvaar word. Inteendeel, 'n mens raak byna ongemaklik met Salomo se bewoording, wanneer hy sê, dat die Here enigiets haat. Maar hy doen. Mense is amper ongemaklik met hoe Salomo hierdie stelling maak. Die Here haat. Regtig haat die Here iets? Ja! Hy haat dit. Ons is die enigste wat ongemaklik is met wie God is. En die Here sou nie 'n goeie God kon wees, indien hy nie ook die bose haat nie. Want 'n goeie God straf die ongeregtigheid. 'n Goeie God laat nie die sonde ongestraf bly nie. 'n God wat nie die slegte haat nie, kan ook nie 'n regverdige God wees nie. Want 'n sondedaad moet gestraf word,
ooreenkomstig die gewig van daardie sonde se gruwel. Dis regverdigheid. En so lees ons van die Here in Naam 1 vers 2 en 3, daar staan, 'n jaloerse God en 'n wreker is die Here. 'n Wreker is die Here en vol grimmigheid, 'n wreker is die Here vir sy teestanders, en hy behou die toorn teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag, en nooit laat die Here ongestraf bly nie. 'n Regverdige God, wat ons God is, kan net regverdig wees en 'n perfekte geregtigheid laat geskied, indien hy beide 'n perfekte liefde het vir die goeie en 'n perfekte haat het vir die slegte. Ek sê weer, 'n regverdige God kan net regverdig wees as hy 'n perfekte liefde het vir die goeie, maar ook 'n perfekte haat het vir dit wat boos is. En die Here vereis dieselfde van die wat sy naam vrees. Naamlik dat ons die goeie moet lief hê, maar die bose moet ons haat. En alhoewel ons nie 'n perfekte haat en 'n perfekte liefde kan hê nie, bly die punt staan dat ons 'n liefde moet hê vir die goeie, en die wat sy naam vrees moet haat wat sleg is. En so het ons al voorheen ook gelees in Spreuke 8 vers 13, waar staan, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Maar die rede hoekom die Here 'n leenagtige tong haat, is nie net omdat hy 'n regverdige God is, en sy perfekte geregtigheid vereis ook dat hy 'n perfekte liefde het vir die goeie en 'n perfekte haat het vir die slegte nie. Maar ook omdat dit direk in teenstryd staan met sy wese. Hy haat dit ook want dit staan direk in oppositie met wie hy is. Want hy is 'n God van waarheid. Hy is 'n God van waarheid. Deuteronomium 32 vers 3 en 4 sê, want die naam van die Here roep ek uit, gee grootheid aan onsse God, die rots, volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte, 'n God van trou en sonder onreg. Ander vertalings vertaal dit, 'n God van waarheid en sonder onreg. Christus sê van homself in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid. Dis wie Jesus is. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Paulus open sy brief aan Titus in die eerste 2 verse van Titus op hierdie manier en hy sê, Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is in die hoop van die ewige lewe wat God wat nie kan lieg nie van ewigheid af beloof het. Hy kan nie lieg nie. Die Here is waarheid. En omdat hy waarheid is, kan daar nie 'n leuen van uit hom kom nie. Die Here haat 'n leenagtige tong, want dit is direk teenstrydig met sy wese, want hy is waarheid. En aangesien hy 'n perfekte liefde het, en 'n perfekte waarheid, en 'n perfekte liefde het vir daardie waarheid, vereis dit wat teenstrydig is met daardie waarheid, ook 'n perfekte haat. Ek sê weer, aangesien hy 'n perfekte liefde het, en 'n perfekte waarheid het, en 'n perfekte liefde het vir daardie waarheid, vereis dit wat teenstrydig is met daardie waarheid, waarvoor hy 'n perfekte liefde het, 'n perfekte haat. Dit vereis dit. En daarom sien ons ook die teenoorgestelde van dit wat die Here is, in die duiwel. Waar ons lees in Johannes 8 vers 44, waar Jesus vir die Jode sê, julle is uit die vader, die duiwel, en julle wil die begeertes van julle vader doen. Hy was 'n moordenaar van die begin af, en het nie in die waarheid gestaan nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie.
Wanneer hy die leuen spreek, spreek hy uit sy eie, want hy is 'n leenaar en die vader daarvan. Maar om af te sluit, ons het nodig om te besef dat wanneer die Here sê dat hy 'n leenagtige tong haat, dan bedoel ons teks dit wat dit sê. Ons teks bedoel wat dit sê, hy haat dit. En net omdat die samelewing waarin ons onsself bevind, ons konstant indoktrineer, deur om leuns aanvaarbaar te maak, beteken nie dat God se standaard of sy morele wet verander het nie. Die mensdom se standaard wat konstant verander, beteken nie dat God 'n leenagtige tong minder en minder haat nie. God haat 'n leenagtige tong, want dit is direk teenstrydig met sy wese, want hy is 'n God van waarheid en hy kan nie verander nie. Sy morele standaard kan nie verander nie. Sy morele standaard was waar toe hy dit vir Moses gegee het, was waar toe Salomo het gesê het, dis waar vandag en dit gaan waar wees tot in aller ewigheid, want God kan nie verander nie. En so word daar ook van ons vereis om in die waarheid te wandel, want 'n disipel van Christus moet daarna streef om die dinge lief te hê wat die Here ook lief het, en om die dinge te haat wat die Here ook haat. En soos Jesus sê in Johannes 8 vers 31 en 32, as julle in my woord bly, met ander woorde, as ons in die waarheid bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. As ons werklik disippels wil wees, en as ons werklik vry wil wees, kan ons nie by die standaard van die wêreld inval, en die dinge afwater, wat die woord so duidelik vir ons sê, 'n gruwel is vir die Here nie. Ons kan nie die dinge afwater, wat die Here sê, hy haat nie. Ons moet in sy woord bly, en dan sê die skrif, sal ons werklik sy disippels wees. Ons moet in sy woord bly, en ons sal die waarheid ken, en daardie waarheid sal ons vry maak. En mag die Here ons dan ook gun, dat ons gesindheid dan dieselfde sal wees, as die van koning Dawid, wanneer hy sê in Psalm 86 vers 11, leer my Here u weg. Leer my Here u weg. Ek sal in u waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. Ek sê weer, leer my Here u weg. Ek sal in u waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. En mag dit ons gesindheid ook wees. Mag ons so wees. Mag ons die dinge lief hê wat vir die Here welbehaaglik is. En mag ons die dinge haat wat hy ook haat. En as ons in hierdie woord van hom bly, dan sal ons die waarheid ken. En die waarheid sal ons ook vrymaak. Dan sal ons werklik sy disippels wees. Amen. Kom ons sluit die oor. Here, ons dankie vir die woord, ons dankie vir die waarheid, en ons dankie dat ons kan weet dat dit die waarheid is. Gun dit ons maar net, o Here, om die woord te lees soos wat u dit vir ons gee, dat ons 'n begrip sal hê van wat dit is waarvoor u lief is, en wat dit is wat u haat. En Here, gun dit ons ook dat ons nie ons standaard sal aanpas by die standaard van die wêreld, sodat u standaard vir ons vreemd begin raak nie. Maar Here, laat ons sal ywer, Here, om soos u te wees, om 'n begrip te hê wat goed is in die oë en wat sleg is in die oë, en dat daar dieselfde dinge in ons oë ook goed en sleg sal wees. Lei ons in dit, o Here, want ons is maar sondaars, ons is nietige wesens, geneig om weggevoer te word deur die
standaard van hierdie wêreld. Maar lei ons, o Here, om die woord aan te neem, sodat ons die disippels kan wees, sodat ons die waarheid kan ken, en Here, sodat daardie waarheid ons ook vry kan maak. En Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, ons vra dit, Here, want ons het die genade nodig. Wees ons barmhartig, Here. Ons vra dit, want ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Wees ons genadig, Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U 'n genadige God is. Alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle glorie, kom U naam toe vir ewig en ewig. Amen.